Visbak sien ek oralste op sosiale media en vertel vir ons hoe het Visbak lewe gekry? Visbak, ek was by die werk gewees en ek het hierdie konsep wat ek uitgedink het met die naam van Kleindorp Syndroom. En ek het gevoel, okay, ek wil 'n series maak in Kleindorp Syndroom. Ek wil 3 of 4 EP's release, elkeen met 'n sekere hoeveelheid 4 of 5 songs op wat 'n lineêre storie vertel. En ek het gedink, wel, ek het my lewe lank gevoel ek sit vas. Die skryf het net of kom met die sin, kies 'n visbak en ons swem nie rond. En dit het vir 'n jaar lank net in baie een sin het net gesit in my boekie waarna ek skryf. Ek het daarmee gedoen hier, dit was net 'n titel of 'n idee wat ek onder ek het 'n imaginary EP gaan by mekaar sit. En dit was een van die titels. En eventually toe ek kan nie onthou hoe dit begin het. Ek kan actually nie onthou nie. Ek onthou net ek het die kompetisie gewen met die naam van Heb ek 'n rym. Die song het ek eventually weer 'n bietjie aangewerk, en was ek klaar nie. Een van die pryse van Heb ek 'n rym was ek kon 2 singles opneem met Peach van Pletsen dat hy so produce maak ek klaar die omdat ek is ek mens dit 'n control freak, so ek klaar die beats dus voor die tyd gemaak en stuff, en hy het my net gehelp om die song te mix en te master en mooi te maak dink. Wat super cool was, ek kan kyk hoe hy werk en baie geleer daarso. So tot en met ek in Johannesburg was voor die studio session het ek nog geskryf van daai song. Obedience teen daai tyd was nog ek was redelik detached gewees van die storie af. En dit voel vir my ek kan nie 'n song skryf terwyl die emosies op brou is nie. Ek moet reflekteer daarop nadat dit geproses is. Ja. Aan die einde van Visbak praat ek van sê ek het my gunsteling deel. Ek het gedigte gekerk vir my enkels en al die gewrigte. In Hoërskool Noord-Kaap lê my siel nog in stukke op haar badkamer. Want ek het een keer klas gebank en my gewrigte gaan sny in die badkamer waar in 'n geval het, en ek het 'n video daarvan op social media waar ek verduidelik wat gebeur het. So dis kind of die environment waar ek myself in gesit het met die creation van Visbak. Want ook heel te gegaan het toe ek besluit dat ek wil skryf vir die song. Ek voel ek het nou heeltemal van die pad af gegaan. Wat was die vraag?